Welcome back to the channel, and this time behind me over here you can see there is a new project loading. So we've got the Suzuki Jimny on my left and the Nissan GQ on my right. So Anita over here has decided to upgrade from a small box to a bigger boxy vehicle. So she's going to run us through. This project is going to feature on my channel. I'm going to help her build this car. Basically, it's already pretty kitted, but just refine it, and we're going to do some projects with it, camping trips, 4x4 trips. It's going to be her car, her build. She's going to be the driver of the vehicle. We're going to go to Atlantis Dunes. She's going to drive and feel the difference. So let's start with the basic. Anita, vertel vir my, wat is aan die Suzuki Jimny gedoen en hoekom jy dit gebruik het, of waarvoor jy dit gebruik het en hoekom jy verander? Okay, so ek het die kar seker so 3 jaar terug gekoop. En daai tyd was die omstandighede so, nou is die omstandighede baie anders, so nou kan ek oorgaan. So ek het basies daai tyd 'n kar gesoek wat ek grondpad en teerpad kan ry, wat nie te swaar op petrol is nie, en ek meen toe dadelik toe op die Jimny besluit. En ja, nou soos 3 jaar later hier, ek meen 3/4 van die tyd ry ek saam met jou. So ja, modifikasies met die Jimny, ek het actually nie te veel gedoen nie. Aan die kar self nie, die klein tweakie goedjies wat ek gedoen het. So die eerste en die grootste modifikasie, seker nou maar die escape gear seat covers, wat ek binne ingesit het, net om die seats te beskerm en mooi te hou en alles. En dan het ek die rubbermatte op die vloere, dit en daai wat so half molded is, so dit vang mooi al die grond en alles op. Ek is baie erg oor musiek, so ek het die speakers vervang en speakers agter in die Jimny ook gesit, want hulle kom nie actually uit met speakers agter nie, maar die spasie is reeds daar, so jy kan mal gaan, jy moet net die bracket en die goedjies doen. Dan het ek goedjies binne ingedoen om dit basies lekkerder maak, meer gemakliker maak om te ry. Want daar's twee goed wat my baie oor erg is in die Jimny het dit nie. Dis coupled en 'n center console. So daai was soos die eerste paar goedjies wat ek dadelik in die Jimny ingekry het. Externally het jy al vir 'n blackout look gegaan, met indicator liggies het jy verander. Yes. And then you did the tires, which are what size tires and what tires did you put on? So ek het gegaan vir General Grabers all-terrain, die 3. En dan dit is 215/75/15, so dis 'n klein bietjie groter as die normale stock tyres van hulle uitkom. So dit lyk baie beter, dit ry ook super sag, so dis regtig 'n nice tyre. Ek sal dit nog ons highly recommend. And then tell me why did you decide to go over to the Nissan GQ? And tell me the difference it is from going from a modern small vehicle to a much bigger classic build. And tell me more about the Nissan GQ as well. Okay. So die skuif het ek basies gedoen omdat weer eens omstandighede het so baie verander. Soos ek vroeër gesê het, ek ry baie van die tyd saam met jou. En dit voel of ek half die Jimny outgrown het op 'n manier. Soos ek raak meer passievol oor 4x4 om te gaan kamp. En ek wil graag 'n voertuig hê wat ek met gemak in 'n sloot in kan ry as daar 'n sloot voor my is, op die plaas veral. So die een ding waarvoor ek nogals baie bang was, en dit het actually baie goed uitgewerk, was na die tegnologie van die Jimny oor te beweeg na die GQ. Ek meen die GQ is 'n 1995 model. So tegnologie is nie baie great nie. Maar nee, dit het sy voordele ook weer. So dit was 'n bietjie van 'n kopkrap om te sien of ek regtig dit gaan mis of nie. En met alle eerlikheid ek doen nie. Soos die grootste goeders wat ek gedink het my sal pla is obviously die screen wat die Jimny het. Hy het soos maps kan jy daarop gooi. Hy het obviously Bluetooth, so jy kan die musiek is baie maklik om te speel en alles is baie maklik. Waar die GQ het obviously niks van daai goeders nie. Maar om eerlik te wees, ek mis dit glad nie. So ja, druk nou maar net 'n aux in plaas van 'n Bluetooth connection en daar gaan ons. And then tell me more about the Nissan GQ. It's a 1995 model. Tell me more the engine, what modifications have been done to it, and what modifications you want to do to it. Okay, so engine gewys is hy stock standard. Dis 'n TB42. So daar's glad nie gekrap niks nie. En dan modifikasies, hy het nogals rof gelyk die dag toe hy aangekom het. Ons het hom bo in die Transvaal gaan haal, my ouers daai tyd. Hy het soos acid op die baan het gehad en alles. Ek dink die storie was dat 'n battery ontplof of iets, toe het net acid oral. So hy het so 'n bietjie soos 'n tarantaaltjie gelyk toe hy aangekom het. En hy was stok geweest. So wat my pa daai tyd toe nog gedoen het is 4-inch lift en dan 'n roll suspension saam met dit. Dan het hy Maxxis tyres met beatlocks vir die 5s. So that is how the GQ currently is. 35-inch tires, 4-inch lift. So it was built for 4x4ing, but she's not going to use it necessarily for complete hardcore 4x4ing. If we're doing long distance trips or hard wheeling, we can use my Hilux. This is more just for to town and back, to Atlantis Dunes. We'll do a 4x4 day or two. It's her car, she's going to drive it, she's always going to be driving it. I'll just guide her through some of the things, get used to the difference in a bigger vehicle. It's got rear lockers to deflate the tires correctly. She knows all of this, she grew up in 4x4ing.
but it's just a big change to go from a small vehicle to such a big vehicle. And the biggest thing is we might downscale it a little, put 33-inch tires on it and a 2-inch lift, just because the 35s are a bit overkill for what she's going to use it for. Do you want to run us through why you want to go with a smaller tire and a smaller lift? Ja, ek dink dit is basies vir everyday driving. Moet 'n bietjie gemakliker om te maak. Ek meen 35s dit lyk baie nice. Die kar lyk vir my baie cool soos wat dit is. So dit is 'n moeilike besluit. Maar ek dink die 33s gaan net makliker op die teerpad wees en ek dink die 35s is 'n bietjie van 'n overkill vir wat ek wil doen. Ek gaan nou nie ekstreem goed doen soos jy met jou Hilux nie. Daarvoor het ons die Hilux. So ja, en ek dink met die 33s wat dit ook vir my gaan nice maak is die spaarwiel is huidiglik in die boot met die 35 want ek kan nie op die agterdeur gaan nie. As jy op die agterdeur gaan, by al mense jy kan dit doen, maar die deur gaan eventually skeur. So ek gaan die deur moet vervang en die deur gaan breek en al daai dinge. En dis as gevolg van die gewig van die 35 skeer hy die deur uit. Ja, die gewig is te swaar, so ek kan nie op daai agterste bracket gaan nie. So met die 33 gaan ek weer my bootspasie terug hê. So dan kan ek die wiel weer agterop sit, die 33 is lig genoeg. En iets wat ek baie graag met die GQ nog wil doen is in die Jimny het ek 'n Adventure Fabtech draw system in. So wat baie cool is van hulle is die buis kan jy vervang. So ons is in kontak met hulle en alles ons nou. So om dan die buis te vervang met die Jimny vir hulle terug te stuur of whatever en dan weer die GQ ene te kry. En dan kan ek net so my draw system dan nou oorsit in die GQ. Want ek moet sê, jy het nie 'n draw system nodig totdat jy een het nie en dan het jy hom nodig. So ja. Yeah, so that's the nice thing about Adventure Fabtech is the fridge slide and the drawer which we have in the Suzuki at the moment. You can convert that or move that over to any vehicle. All you have to change is the base. So we're just going to change the base to fit the GQ better, and then we can just take the drawers and fridge slide over and it's bolt on, bolt off. We'll make some content about that as well. We have done it before, how easy it is to just bolt in and bolt out. So yeah, if we move the spare wheel to the back, we've got space for the drawer system in the boot, and then quick and easy change that as well. So the whole point of this project is we're going to document everything as much as we can. This will become part of a series on my channel where we go with the Nissan GQ, do a bit of restoration to it. The rubbers around the windows and doors need to be replaced. The interior will get a good clean. Engine is stock standard, we'll leave it like that. Currently the aircon pump isn't working, so that has to be fixed. So we'll do a whole series on my channel about the Nissan GQ. We're doing the transition now from a small car to a bigger car. And then as soon as we do repairs and stuff, we'll do a documentary about that, a video about that. We'll take it 4x4ing, we'll show you the whole process of it. She's going to be the driver all the time. So when we go 4x4ing, I'll sit passenger, I'll be the passenger princess, and she'll be the driver. And yeah, I hope you guys enjoy this project. I think it's quite a cool thing for not just a female, but a young female to go into a classic car. You've always loved your classic cars. You've got a VW Beetle as well. So it kind of fits your genre of vehicles you like to own. And if I'm correct, this is kind of a dream for you. Ja, ek meen vandat ek klein was, ons gesin is nogals erg oor 4x4 en kamp. So vandat ek miniature was, het ons dit al begin doen. En ons het dit gedoen in 'n 4.8 Nissan Patrol. My pa het hom nog steeds. Hy is definitief deel van die familie. So ek het groot geword met patrols. So dit was nog altyd 'n droom geweest om 'n patrol te kan besit en alles, en nou met my omstandighede is dit ideaal. So ja, oorspronklik wou ek gegaan het vir die GU. Ek dink oor die feit dat hy bietjie meer gemakliker ry, hy's bietjie meer nuwer model en alles, hy ry gemakliker. Maar soos jy gesê het, ek het die Beetle en alles, ek hou meer van my klassieke voertuie, so GQ is perfek. Jou droomkar is eintlik 'n Nissan GU but a shorty, a Safari. Ja. Definitely a shorty. So for now, the GQ is what we have access to and what we're going to use. But yeah, follow the whole project. I think it's going to be quite cool. So stay tuned for more. The first thing we're doing is we're taking it to the dunes on Monday. So that'll be part of this video coming up next. We're going to Atlantis Dunes and we'll see how she's capable of driving in the dunes with a Nissan GQ. Stay tuned.